Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings, die een wat bereid was om sy lewe vir ons op die kruis te gee. My program se naam kom luister na die hartklop van God. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank en dis vir my 'n lekker voorreg om vandag weer bietjie met jou te kan gesels rondom die woord, rondom God se hart vir ons. Ons weet dat sy woord is vir ons ingegee tot stigting en tot leiding. En dis vir my so 'n lekker voorreg om net vir jou te kom sê dat God het jou baie lief en jy is waardig. Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons kom vandag na U toe, Here, om vir U te sê, dankie Here, dankie dat ons nog 'n kans in die lewe het, dat ons nog weer een keer wakker kon word, om die pragtige natuur skoon te kon aanskou, om die reën te ruik, om die lekker vars grasreuk te ruik, en net om te weet, daar is 'n God wat vir ons sorg. Daar's 'n God wat ons baie lief het en dan te kan luister na U woord, om na U woord te kan gaan enige tyd van die dag of nag, net om te kan hoor hoe lief U ons het. Dankie Vader, dankie dat U ons altyd berusting gee om te sê, ek is in beheer van jou lewe. Word net stil en weet dat ek God is. Geliefdes, dis so 'n groot voorreg en ons kan net sê dankie Here. Vader, ek bid dan nou dat elkeen wat hierdie boodskap hoor vandag, dat hierdie boodskap vir hom sin sal maak, dat hy dadelik homself in hierdie boodskap sal herken en weet dat U vir hom lief is en dat U hierdie boodskap vir hom spesifiek of haar spesifiek gestuur het. Dankie daarvoor, Vader, in Jesus wonderlike naam. Ek lees vir julle voor, die Here is my herder, 'n boekie geskryf deur Jurgen Ras. En vandag se les gaan ontdek sy teenwoordigheid. Ek lees vir ons saam Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons boodskapie dan, ontdek sy teenwoordigheid. Psalm 23 vers 4, want U is by my. Uit 'n herdersoogpunt is hierdie 'n draaipunt in die Psalm. Skielik dig die skrywer nie net meer oor sy herder nie, maar spreek hy sy herder direk aan deur die voornaamwoord U te gebruik. Dit is juis hier in die donker dieptes waar hy bewus raak van God se teenwoordigheid by hom. Skielik raak die gesprek een van intimiteit en diepte en emosie. Die rede hoekom ons nooit bang hoef te wees in donker dieptes nie, is omdat God juis in sulke tye baie naby aan ons is. Die nagtegaal sing altyd op sy mooiste wanneer die nag op sy donkerste is.
In ons donkerste oomblikke moet ons net stil word voor God, in hom berus, en in die middel van al ons donkerte sal ons weet dat God met ons is. Psalm 46 vers 11. Baie mense het al vertel van hulle ervarings van die wonderlike teenwoordigheid van God in sy donkerte van die lied, van die nagtegaal in hulle diepste duisternis. Daar's geweldig versterkende krag in die goeie herder se teenwoordigheid. Soms ervaar ons dit baie sterk in sulke tye. Ander kere is daar net 'n diep oortuigende innerlike wete dat God daar is, omdat ons weet sy woord sê so in Matteus 28 vers 20. Matteus 28 vers 20 sê Jesus: Ek is by julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld. Jesus is by ons al die dae van ons lewe. Hy dra ons op sy hande, versterk en ondersteun ons. Soos 'n goeie herder laat hy ons nooit uit sy sig nie, maar gooi telkens sy blik oor ons om seker te maak dat al sy skape nog by hom is. Ek onthou so goed, toe my kindertjies klein was, het ek altyd vir hulle gesê, jy speel net daar waar ek jou kan sien. Jy gaan speel nie op plekke waar ek jou nie kan sien nie. Selfs by my eie huis het ek altyd gevoel, my oog moet altyd op hulle wees. En as ons op ander plekke gekom het, miskien by ander mense gekuier het, of miskien by vakansieoorde of so, het ek altyd myself sit gemaak reg voor die venster, waar ek so hulle kon dophou. Of as die mense sou sê, julle kindertjies gaan speel buite, dan het ek geskuif, sodat ek voor die venster was en kon sien waar my kinders is. En as die mense sou sê, o nee, moenie bekommerd wees nie, jou kinders is veilig, die erf is toe en wat, dan het ek altyd vir hulle ook gesê. Ek glo daarin dat my oog altyd op my kinders moes wees. En soms kom ons in omstandighede waar, soos waar ons kinders by die skole is en ons kan nie by hulle wees nie. En dan bid ek en vertrou die Here dat hy sy oog oor hulle sal hou. In vandag se lewe is dit baie moeilik om die hele tyd jou oog op die kinders te hou. Maar dit is wonderlik om te weet dat ons God se oë is altyd op ons en ons kinders. Toe Jakob van sy broer Esau al weggevlug het, het hy oornag op 'n plek waar die Here aan hom in 'n droom gesê het, ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Genesis 28 vers 15. Ek herhaal, Genesis 28 vers 15. Hierop het Jakob wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Die Hebreëse naam wat Jakob hier vir God gebruik is Yahweh Shammah, of God is daar, teenwoordig. Dit wil sê, God het hom aan Jakob geopen as 'n God wat kragtig teenwoordig is. Kom ons glo dit en weet verseker dat die opperherder altyd met ons is. Ons hoef nooit daaraan te twyfel nie. So ja, geliefdes, mag ons vir altyd verseker wees dat ons God se teenwoordigheid aanvoel. En ek wil vir jou aanmoedig dat wanneer jy op 'n plek is en jy voel enigsins alleen of voel dat Vader nie teenwoordig is nie, is om dan onmiddellik met hom te begin praat en te sê, waar is U, Here? Geliefdes, dit mag dalk vir jou baie naïef klink
so kinderlik, klein of kinderlik. Maar ek wil vir jou sê dit is nie. Dit is regtig ons enigste beskutting en beskerming in vandag se lewe en berusting om te kan weet dat God is altyd teenwoordig in ons lewens. En sy stok van beskerming waarvan ons lees in vers 4. U stok en u staf, die vertroos my. Jy weet, 'n skaap is 'n baie weerlose dier. Dit het geen verdediging soos skerp tande of skerp kloue nie. Daarom is skaap 'n maklik prooi vir wilde diere van die veld. Op sy eie gelaat raak 'n skaap ook bang, omdat hy weerloos besef. Gelukkig het die herder 'n wapen, 'n stok, eintlik 'n soort knippel of knopkierie gedra, wat hard en swaar en tussen 60 en 90 cm lank was. Die skaapwagter het ure lank met die stok geoefen en kon dit naderhand oor groot afstande met verbasende spoed en akkuraatheid gooi. Dit was sy primêre wapen van selfverdediging vir hom en vir sy skape. Dit was in werklikheid 'n verlenging van sy eie regterarm en 'n simbool van sy krag en gesag. Met sy stok het die herder sy skape beskerm en bewaar teen roofdiere, slange en diewe. Die stok het vir die skape instinktief vertroosting gebring, omdat hulle geweet het dat die herder hulle daarmee sou verdedig wanneer dit nodig is. Die herder wat sy skape lei, sou hulle tot die dood toe verdedig teen hulle vyande. En ek sien so in my linkerbrein die prentjie van hoe daar dalk 'n wolf of 'n luiperd of 'n dier of 'n leeu so aangesluip kom na die skape toe. Maar die herder sien hom raak en hy gooi vir hom met daai staf, daai stok van hom, kon hy, soos hulle sê, baie geoefen en kon hy met baie akkuraatheid baie ver gooi. En ek kon net sien hoe daai stok daai wilde dier tref en hoe hy sterk tussen die bene weghardloop. En dan laat dit my dink aan Johannes 10:10 wat sê, die dief kom om te slag en te steel en te verwoes. Dan dink ek so aan ook die vyand wat in ons lewens kom om te slag en steel en verwoes. Maar God die Vader, wat altyd by ons is, sien hom al op 'n afstand aankom. En ek sien hoe slinger Vader, die herder, Jesus, daai kierie op daai wilde dier af, op die vyand af en tref hom. En hoe dat hy sterk tussen die bene weghardloop. Ons lees ook op ander plekke in die woord van hy kom in een rigting, maar hy sal in 7 rigtings weghardloop. En so sien ek hoe Vader ons so baie kere in ons lewens al beskerm het. En ek wil ook vir jou sê, as jy 'n bietjie retrospeksie van jou lewe gaan doen en jy gaan sit net bietjie en gaan dink en kyk waar Vader al in jou lewe die wilde diere so verwilder het uit jou lewe uit. Dawid sê aan Saul in 1 Samuel 17 vers 34, as ek die klein vee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom. Slaan hom dood en red die lam uit sy bek. Net so beskerm en beskud die Here ons. Daar staan in Psalm 91 vers 11. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. En in Jesaja 54 vers 17. Geen wapen wat gesmee word
om jou aan te val, sal iets uitrig nie. Hy verskoon dit. Dieselfde geskrewe woord is ook die stok of die swaard waarmee Jesus self die duiwel verdryf het. Matteus 4 vers 4 tot 11. Gebruik sy woord in gebed soos 'n swaard in jou mond om die groot slang en die medewerkers uit jou lewe te verdryf. Die Here hou ons in die palm van sy hand. En niks of niemand sal ons kwaad aandoen buite sy soewereine wil nie. Sy sterke regterhand bring by ons berusting en 'n gevoel van veiligheid. Hy ruk ons ook baie keer uit die leeu en beer se bek uit en soms uit die kake van die dood self. En partymal geliefdes kom die vyand ook in die vorm van mense en kom hulle ook op jou pad en hou 'n bedreiging in vir jou as mens. En ek wil ook net vir jou sê, ons moet ook maar waaksaam wees, laat ons nie net blindelings in dinge inloop en dinge begin doen, sonder om mooi daaroor te gaan dink en by Vader duidelikheid te kry. Stap ons soms in dinge in en ons bevind ons op plekke en tussen mense, waar ons eintlik regtig nie moet wees nie, maar is ons eie toedoen dat ons daar is. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy op so 'n plek kom en dit is moeilik vir jou om daar uit te kom, sorg jy net dat jou liggie skyn. Sorg jy net dat jy sterk staan en nie toelaat dat mense en die druk wat mense op jou sit of die manier hoe hulle na jou kyk of jou behandel, jou enigsins onwaardig sal laat voel nie. Onthou altyd, jy is die gesand van die Here. Jy is deur hom gestuur om 'n verskil te maak waar jy ook al is. En doen dit in die naam van Jesus. In Johannes 10 vers 11 sê Jesus, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Hy het ons lief dat hy het ons so lief dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Hy is ook nie maar net enige herder nie, maar die groot herder. Vertrou hom vir sy beskermende regterhand. Vertrou sy woord. Weet dat jou lewe en jou lot veilig in sy hande is en dat hy daarvan sê, ek gee hulle, dis nou sy skape, die ewige lewe en hulle sal in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Johannes 10 vers 28. Lees Psalm 23 in die ou vertaling. Die staf van sy vertroosting, die stok en die staf vertroos my. Psalm 23 vers 4. Die Here dra ook 'n dun, sterk staf van meer as 2 meter. Die herder dra ook 'n dun, sterk staf van meer as 2 meter lank met 'n bo-end daarvan in die vorm van 'n hoek gedraai, 'n soort hakierie. Die herderstaf meer as enige anders identifiseer 'n persoon as 'n skaapwagter. Geen ander beroep gebruik so 'n staf nie. Dit is 'n unieke instrument, word net vir skape gebruik en is hoofsaaklik 'n simbool van die herder se besorgdheid en erbarming vir sy skape. Dit is hoofsaaklik daar vir die skape se vertroosting. Daarmee red hy baie keer 'n skaap waarmee die sy vaste plek verloor en oor 'n rand afgly. Met sy staf vang die herder ook individuele skape, veral die wat effens skie is
om hulle te ondersoek. Hy gebruik verder die staf om sy skape bymekaar te hou en te lei deur liggies die voorpunt teen 'n skaap se sy te druk en hulle so in die regte rigting te stuur. Partykeer raak hy net sommer met die punt van die staf aan 'n skaap om in voeling te bly as 'n teken van sy liefde vir hom. Die herder sal ook baie keer selfs op sy staf leun met 'n vergenoegde hart en uitduur oor sy skape. Waar die stok 'n simbool van gesag en krag is die herderstaf eerder 'n simbool van minsaamheid en goedheid. So ook is God se Heilige Gees vir ons 'n vertroosting en simbool van minsaamheid en goedheid. Jesus sê in Johannes 14 vers 16: En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot die ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Heilige Gees is die Parakletos, Grieks vir trooster en helper, die een wat langs ons kom loop, wat ons hande vat en help. Die Heilige Gees staan ons ook in ons swakhede by. Romeine 8 vers 26. Dit is deur die Gees dat God ons red wanneer ons vasdrakplek verloor en ons nader trek aan hom. Dit is deur die Gees dat God ons lei en stuur en vir ons sê dat ons spesiaal is, sodat ons syne is. Romeine 8 vers 15. Dis ook deur sy Gees dat hy ons versterk en vertroos. Die Hebreëse woord vir vertroos is necham en beteken om diep empatie te toon, om te huil met die wat huil, om te bemoedig. Die Heilige Gees het diep begrip vir ons situasie. Hy wil saam met ons en is daar om ons ook te bemoedig. Dit is wonderlik om sy aanraking te voel, sy nabyheid, om te weet dat hy langs my loop en in my is. En dit bring geweldige vertroosting om te weet dat God met ons is in alle omstandighede, soos die skaap veilig voel wanneer hy die herder met sy stok en staf sien. So voel ons veilig in God se beskermende en minsame hande. Sy stok en staf verdryf die vrees vir die toekoms in ons harte en laat ons in hom berus. Johannes 14 vers 15 tot 31. Kom ons sluit ons oë. Dankie Here dat ek nooit hoef bang te wees nie, want U is altyd met my. Nimmer meer is ek ooit alleen nie, want van die oomblik al wat ek U aangeneem het, is U by my. U woord sê dit vir ons. Dankie Here dat U altyd naby my is. Al voel dit soms nie so nie. Al voel dit soms vir my of ek stoksiel alleen in hierdie ou wêreld is, weet ek, Here, dat ek kan net U naam aanroep en weet U is by my. Dankie dat U woord my beskerm en vertroos en die vyand van my af weghou. Dankie Vader vir die stille berusting. Dankie vir die Heilige Gees wat my vertroos en versterk en wat langs my loop, my hand vat en my help. Dankie Here dat ons kan weet dat U elke liewe dag, elke oomblik van die dag
by ons is, dat net soos ons as mammas en pappas altyd ons oogie op ons kinders wil hou, dat U altyd U oogie, U oog op ons hou, soos die woord sê, U ore is nie te doof om te hoor nie, en U hande, arms is nie te kort om ons te vat nie. En Vader, so sien ek hoe U soms, soos wat die herder doen, om die skape te haak met daai haak op daai kierie. So haak U ons ook soms nader en trek U ons ook soms terug om te sê, moenie weggaan nie, moenie wegdwaal nie, bly hier naby my, want dis hier waar jy veilig is. En hoe ons soms teestribbel en nie wil gaan nie, en nie wil luister nie, maar hoe dat U nog steeds met ons geduld het, en nie opgee op ons nie. Vader, ek wil vir U baie dankie sê, dat U ons so spesiaal laat voel. Mag elkeen wat hierdie boodskap luister vanoggend of vandag, U nabyheid ervaar soos nog nooit tevore nie. Mag hulle leer hoe om in te skakel in U frekwensie in, hoe om in te skakel in U teenwoordigheid. Mag hulle U soek met 'n honger en 'n dors soos nog nooit tevore nie. Mag hulle U vind, Here, en weet dat U hulle ook baie liefhet. En Vader, so dra ek al ons pragtige kindertjies aan U op en vra, Here, mag hulle ook so honger en dors vir U. Mag hulle U ook so soek met alles in hulle. Dankie Vader, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Daar sy geliefdes, dis dan nou die hartklop van God vir jou vandag. Mag jy dit as jou leiding gebruik en waar jy ook elke dag beweeg, mag jy nooit bekommerd of bang wees nie. Mag jy altyd God se warm, tere liefde voel en mag jy altyd weet hy's naby jou. Ek staan pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank en dit was vir my 'n wonderlike voorreg om vir jou hierdie boodskap te kon bring vandag. En ons is 'n paar beraders hier by AGS Oasis en jy is welkom om ons enige tyd te skakel as jy wil hê ons moet 'n bietjie met jou gesels of vir jou bid of saam met jou bid, is jy ook welkom om ons te skakel by ons kerkkantoor. Dis vir my 'n wonderlike voorreg en ek groet jou dan in die naam van Jesus Christus van Nasaret en ek wil sê Shalom, be blessed, be vigilant and be precise. Be close to God and love Him with all of your heart. Mag elkeen van julle 'n wonderlike dag hê. Hierdie week wat voorlê tot ons volgende week weer gesels. Glo en ek vertrou dat God met jou is en dat dit met jou net goed sal gaan. In Jesus kosbare naam. Amen en amen.